Goeiedag en welkom by nog 'n episode van Coffee Crisis and Conversations met my Zenobia Meyer, waar ons die krag, moed en stories van vroue vier. Terwyl ons Vrouemaand vier, word ons herinner aan die krag van die vrou. Die krag wat nie altyd groot, sigbare oomblikke is nie, maar soms lê in die stil oomblikke, wanneer daai vrou kies om aan te hou, selfs wanneer die pad onseker voel, wanneer sy aanhou haar stem moet gebruik, en selfs wanneer sy moeg is. Vandag gesels ons met 'n mamma. Ons praat met 'n ma wat haar stem gebruik vir awareness purposes. Ons praat met 'n mamma wat dikwels deur moeilike tye gaan, maar nie toelaat dat dit haar onderkry nie. Laat my dan toe om te welkom Conlyn. Baie welkom in die studio vandag. Hallo Zenobia, baie dankie vir hierdie geleentheid om ook my storie te kan deel. Het is vir my 'n baie groot voorreg om vandag hier te wees. So, jy's baie vocal op jou social media platform. Kan jy net vir ons 'n agtergrond gee oor vir wat gebruik jy jou social media platform? Zenobia, as ek nou net so 'n bietjie agtergrond van myself kan gee. Ek was vir baie lank ek 'n onderwyser in 'n autistiese eenheid en ek het baie struggles gesien of uitdagings gesien wat ouers mee deel. En toe ek nou my eie seentjie gekry, wat ook op die spektrum is, en ek het besef maar ja, hoe taaf dit regtig kan wees. Nou moet jy verstaan, ek het die kennis, ek het die ervaring van 'n onderwyser self, en nou is ek 'n mamma, maar nog steeds voel dit vir my so oorweldigend en ja, overwhelming. En as ek nou daai kennis het, hoeveel te meer, hoe moeiliker is dit vir 'n mamma wat niks weet van dit, verstaan jy? En ek het besef dat 'n mens moet begin praat oor autism, want dit is die enigste manier hoe ander mense autism gaan verstaan en meer empatie gaan hê. En dit is ook van my platform gebruik ek ook regtig om net 'n bietjie hoop te bring vir 'n mamma wat dalk vandag uitgevind het van 'n diagnose, vir 'n mamma wat heeltemal clueless is, 'n mamma wat net oorweldig is met alles. Ja, en dan natuurlik moes maar nou awareness is die groot ding. So as ons hoor, autisme word gesien nog altyd as 'n onderwerp wat daar nie oor gepraat word nie. Ja. Sommige keer as jy autisme hoor, dan is dit tipiese ding wat gedoen word waar ons veralgemeen, ons het elke kind, elke mens word onder dieselfde sambreel gesit. Kan ons net vinnig 'n bietjie gesels oor toe jy uitgevind het jou kind is nou toe die diagnose gebeur. Daar's 'n hele pad wat gestap word natuurlik voor die diagnose gemaak word. En 'n mens kan nog vra watter gedeelte is die moeilikste. Want jy sit met 'n geval van is dit so? Is dit nie so nie? Wat ek wil weet is as ons praat van die diagnose was gemaak, maar kan ons vinnig gesels die pad wat gestap word voor die diagnose gemaak is. Okay. Jy het genoem dat jy sit met al die kennis, jy weet basies wat gedoen moet word in 'n situasie. Maar wanneer dit nou by my is, dan as die roles 'n bietjie gereverse, dan sien 'n mens dinge bietjie anders. Van hier gebeur dit nou in my gesin, dit gebeur in my familie. So hoe nou? Okay, nou daar wat goedjies gesê, so ek gaan nou probeer om dit nou mooi te beantwoord. Ek dink soos voor die diagnose, was daar baie goedjies wat met Eli gebeur het. So een van die goedjies was, ek kon agterkom, in fact Zenobia, die dag toe omdat ek in spesiale onderwys was, ek was die onderwyser hier by Ligstraal skool in die autistiese eenheid. En toe ek die dag geboorte gee, en my kind sukkel om my te latch, toe het ek al klaar begin ervaar, hoekom sukkel die kind, iets voel nie reg he. En jy weet, hy gut feeling, wat iets het net nie reg gevoel he. So, my familie en maar nog gesê, Conlyn, jy werk altyd met kinders met spesiale behoeftes, dit is in jou kop en jy soek vir goedjies. En toe het Eli nou baie laat sy mylpale bereik,
En dit was vir my so 'n bietjie van gevaarligte. Maar dan hoop jy, het moes maar altyd die hoop. Ag man, sê maar nou, hy moet nou stap op of hy moet nou kruip op 7 of 8 maande, né? Of daai is die laaste mylpaal wat jy nog dit kan behaal. En dan of maand wat jy dit kan behaal. Dan behaal jy dit nou op 8 maande, verstaan? Pediater het vir my gesê, mama, alle kinders ontwikkel op verskillende vlakke, so gee vir hom tyd. So dit is alles goedjies wat vir my geblind het, as ek dit nou so kan sê. En ek het toe vir die pediater gevra toe ek nou sien maar hier is te veel goed wat vir my bietjie kommerwekkend lyk. Ek het vir hom toe gevra vir 'n verwysing na arbeidsterapeut toe en daar het ons agtergekom dat hy nou gehoorverlies het. Of nee, die arbeidsterapeut het my verwys na 'n audioloog toe. So die audioloog het daar agtergekom daar is 'n bietjie van gehoorverlies, so hy het nog vir ek som dit nou baie op. Klein operasietjie gegaan en toe is dit vir my, okay, dit maak nou sin hoekom hy so lomp is en hoekom hy nog nie kan praat nie. So ja, ek was in die veld, maar daar was altyd die klein hoop wat ek nog bietjie hoop dat dit nie dit kan, dat dit nie autisme is nie. So fast forward nou na die diagnose. Die dag toe ons nou die diagnose, toe ons nog gaan na vir die evalueringssessie, vir 'n formele evalueringssessie, en ek hoor toe nou die opvoedkundige sielkundige sê toe nou, maar dit is autisme vlak 3. Ja, die dag het dit gelyk asof ek net kan sê aarde skeer oop en sluk my in, want ek was heeltemal bang vir die journey. Van ek het gesien hoe ouers sukkel, hoe uitdagend dit kan wees, hoe mens oordeel, hoe mense nie verstaan nie. Ek het gesien hoe sukkel ouers met meltdowns en dit was too much. En omdat hy vlak 3 gediagnoseer was, of ja, het ek gedink, ja, ek kon hou toe ons in die kar klim met my man van my gesê, Conlon, Eli sal nooit 'n vrou kry en trou nie. En dit was stil. En daar was so ons huis toe gery het. Dit was baie. Ja, ek kan imagine. En ek sê altyd, nie jou kennis, nie jou ervaring, niks kan vir jou voorberei vir wanneer autisme persoonlik begin raak. Wanneer jy is 'n mamma, jy het drome, jy het ideale, vir jou kind, jy droom oor daai eerste woordjie mama, wat ek tot op hierdie uur nog nie gehoor het, en hy word nou 9. Jy het nou vir ons verwysing gemaak van hoe dit gevoel het toe jy die diagnose kry. En tipies hoor jy the do's en the don'ts, en die tendensie is dat die ergste vir jou natuurlik verduidelik word of oorgedra word. In die situasie, wat sou jy graag wou hê moes vir jou gesê geword het as 'n ma? Om eerlik vir jou te sê, weet jy, jy blok heeltemal uit, jy hoor eintlik niks sê. So ek sou gelyk het as die sielkundige na my toe gekom het en vir my dalk my hand vasgehou het en iets gesê het dan, jy sal hierdeur werk, ons gaan saam met jou hierdeur werk, of vir nou, verstaan, om al die informasie te kry, jy blok dit uit, jy hoor niks sê. Jy hoor die helft van die goed jy hoor die helft van die goed wat gesê word. So, ek dink net, om meer die comforting te gee, dat het gaan okay wees, you know? Ja. Het enige iets van die diagnose gekom as 'n verrassing, met spesifieke betrekking, jy het gesê, jy het die meeste van die kennis gehad. Jy het geweet wat autisme is. Maar nou is dit hier. Dit is nou 'n bietjie anders. Was daar 'n verrassing gewees met die diagnose? Ek moet sê, Zenobia, ek het, kyk, as jy praat van autisme, is dit belangrik om te weet, wanneer jy 'n kind op die spektrum ontmoet, het jy net een kind op die spektrum ontmoet.
Kom ons gesels 'n bietjie daaroor, want ek is bly jy noem dit. Dit raak so algemeen dat ons praat van autisme en ons het hierdie sambreel Ja. effek wat ons doen. Ja. Maar jy het verwys na vlak 3 en natuurlik is daar verskillende vlakke. Ja. Dink jy ons mense in ons gemeenskappe is bietjie oningelig? Ja, Of is hulle definitely. blinded of wil hulle dit net nie sien nie? Ek dink is 'n bietjie van alles. Dis belangrik om te weet, omdat jy nou net gesê dat ons praat mos nou van die sambreel, soos 'n spektrum is wyd. En mense is geneig om te dink, soos Eli wat nie verbaal is, dan kry jy 'n ander kind wat verbaal is, wat sterker funksioneer, wat in 'n hoofstroomskool is, maar hy selfe uitdagings face. En mense kan dit nooit verstaan nie, dan se gewoonlik persone wat sê nou vlak 1 is, hulle word baie meer gesien as stout en nee, hulle is maar nou as Bietjie van sprus en gedragsprobleme Uitdagings. verstaan. Ja. En omdat vlak 3 soos by Eli is nou baie meer visual, so mense kan mos nou sien, hy kan nie praat, jy kan sien sy gedrag is anders verstaan. Maar so ek dink dit is waar mense die pot heeltemal mis het verstaan, omdat hulle dit nie verstaan en ek sê altyd wanneer jy ingelig is, eers dan kan jy 'n opinie maak of 'n uitlating maak. Maar mense maak net sommer so uitlatings en dan weet hulle nie eers waaroor die hele ding gaan nie, verstaan jy? Soos ek nog gesê het, byvoorbeeld jou vlak 1, dit is 'n matige vlak van ondersteuning. En baie belangrik, die vlakke is nie die vlakke van autisme nie, dis die vlakke van ondersteuning en dit is ook waar ons dit mis. So vlak 1 is mos maar nou net, jy het 'n baie lae vlak van ondersteuning nodig, maar onthou 'n kind wat op die spektrum is, hy het uitvalle in 4 areas van sy lewe, so kommunikasie, gedrag, sensoriese integrasie en dan is dit mos nou ek mis altyd dit sê sensoriese, die kommunikasie, die gedrag en kan ek nou op die alleen kom nie, maar nie net sy ook by my kom. So jy moet uitvalle hê op al daai 4 vlakke, maar dit wil nie sê dit presenteer dieselfde, verstaan jy? En dit is waar ons dit mis en waar mense voel hulle kan nie uitlatings maak, dink ek. Soos met my kind, ek het al baie gehoor, mense sal byvoorbeeld sê hy is vertraag. Dit sny. Hy is neurodivers. Hy sê 'n neurotypiese kind hê. Verstaan, hy het 'n ander manier van dinge doen, ander manier van homself uitdruk en dit is baie keer met jou vlak 1 kinders. Baie keer is dit dat jy sal nou iemand ervaar wat nou inkom en nie oogkontak maak nie, wat jy groet nie. En dan word hy persoon geïnterpreteer as Onbeskof, disrespectful, verstaan jy? Maar hy's net nie intact met hy social, dis die 4de vlak, jou sosiale interaksie. Dit is waar hy sy uitdagings het, verstaan? Ja. So ons sit met 'n mamma wat 2 seuns het. Ja. Yes. Jou ander seun is ouer. Nee, my ander seun is jonger. Nou sit ons met 2 seuns. Ons sit met 'n mamma, ons sit met 'n pa. Hoe het motherhood jou verander? As ons kyk na die situasie waarin jy is. Aandag gee byvoorbeeld. Boetie wat nou miskien kan voel, maar Elijah kry 'n bietjie meer aandag as ek verstaan. So daar's soveel aspekte wat in ag geneem moet word. In 'n familie opset as net dit wat die oog ontmoet as mense julle sien in die gemeenskap, in die kerk of waar ook al. Gesels 'n bietjie oor daai gedeelte. Ja. Die tweede babatjie het reg met 'n surprise gekom. Toe ek vir Eli kry, toe sê ek wil nie nou nog meer kinders hê nie. Maar die liewe Here, hy weet wat hy doen. Aaron is so, hy is jonger, maar hy het gekom met die Here het vir hom geseën met 'n maturity beyond sy age. En daarvoor kan ons dankbaar wees. So, hoe ons approach is altyd, ons het mos nou nie gekies. Ons het nie gekies nie, maar ons was gekies vir hierdie journey. En net soos ek en Neil gekies was vir hierdie journey, so was Aaron ook gekies vir die journey.
En ek glo dat die Here vir ons seën met alles om hierdie journey aan om deur te maak, né? So vir my van die begin af was dit belangrik om baie eerlik met Aaron te wees op sy vlak wat hy het kan verstaan. So byvoorbeeld as ons nou kyk na dissipline in die huis en maak 'n voorbeeld. So as ek nou die voorbeeld van screen time kan vat. Ons is baie streng met Aaron op screen time, maar soms is dit al wat vir Eli help om net te kom. So hoe sê nou vir die een kry nou 10 minute screen time en die ander een loop nou heel dag met 'n tablet. Maar verstaan jy? So dit is belangrik vir ons om vir hom te leer dat dissipline of ek wil nie sê 'n straf nie, maar ons hanteer vir Eli volgens sy behoeftes. Maar as constantly kommunikasie, so hy verstaan hoekom jy sekere goed doen. Ja, so ons het vir hom verduidelik dat hy anders is en maar dit is sy strength wat hy het om sy autism is sy strength en hy verstaan dit tog so oulik. Soms raak dit moeilik, so Eli sal byvoorbeeld meltdown skryf waar hy nou homself seer maak, sy boetie byt of slaan en dit is staf om dit te kan verduidelik, verstaan jy? Jy kan nou sien jou kind kry ou seer hier in die byt situasie. Hoe verduidelik jy nou vir hierdie kind maar verstaan jy? So in die situasie probeer ek altyd kalm bly en ek probeer maar vir Aaron verduidelik dat ons moet nou eers vir Elijah kalmeer, maar ek probeer ook vir hom die liefde en die net comfort bring en dan probeer ek agterna aan hom verduidelik wat nou gebeur, hoekom Eli overwhelmed was nou in die situasie. Maar is staf Zenobia, dit is staf. Baie keer kan ons byvoorbeeld nie as 'n familie dinge saam doen nie, want nou in die vakansie het ons byvoorbeeld cinema toe gegaan. Dit is iets wat net te oorweldig gaan wees vir Eli. So nou moet jy ek en my man en my seun, van jy moet vir hom expose aan dinge wat gepas is vir sy ouderdom, wat sy maatjies doen, verstaan? Jy moet vir hom die beste lewe kan gee, die beste memories kan gee, verstaan? En jy wil nie dit wegneem van hom nie, verstaan jy? Maar jy as ouer voel 'n type of way om nou jou ander seun nou agter te laat, verstaan? Dit raak 'n bietjie challenging. Jy praat 'n bietjie, ek sal nie sê maklik want ek voel die emosie, ek sien die emosie. Ek dink as jy intree in die situasie in, obviously jy's oorweldig, jy probeer sin maak van die diagnose punt nommer 1. Jy het vra wat jy vra want jy weet nie hoe lyk die pad vorentoe nie. Ek sê altyd is 'n journey en it's trial and error. Jy leer wat werk vir jou. En op hierdie stadium weet jy nou al, okay, dit werk, maar dan kom ook daar wat ons weet werk, nie op daai gegeewe dag werk nie. En dit plaas stremme op die gesin. Ja. Want dit is nie nou net 'n mamma en 'n pa wat daar is, of dalk is mamma alleen in die situasie. Maar raak dit makliker by tye? Dit is altyd die ding, soos wanneer Eli nou woorde sê, nee, dan sal mense altyd van my vra, wat sê hy nou? Ek weet self nie. Ek figure dit ook uit. Wat my altyd angstig maak is, as ons uitgaan, ek weet nie wat ek vandag gaan kry nie. So ek berei vir my voor op dit wat ek weet, maar die situasie kan verander. Vir my het dit ek wil nie sê makliker is nie vir my die regte woord nie. Miskien met 'n mens sê, ek weet nie, sterker, 'n mens raak sterker, 'n mens leer om 'n tipe van 'n, hoe sê mens nou? Resilience? Ja, en ja, so ek dink jy raak sterker, so goed wat, as hy nou 'n meltdown buite kry, of in die publiek kan kry, ek sal baie oorweldig geraak het in die verlede. Nou, simply, of ek maak dieselfde geluide wat hy doen, of ek sal nou net vir hom comfort op die spot. Ek trek nou nie wie kyk of whatsoever nie. Wat rondom jou aangaan. Ja, en ek dink dit is wat
wanneer jy begin sterker maak, wanneer jy besef dit is my kind en ek is hier vir hom, dan raak dit vir jou beter. Verstaan? Soms is dinge maak onsself dinge moeiliker. Onthou 'n kind op die spektrum, hulle is baie sensitief, né? Ja. Hulle voel jou aan. voel. Hulle voel die hele atmosfeer, ander mense aan. Ek dink dit is hulle omdat hulle sensories so sensitief is. Gevoelens is mos 'n sens. En hulle kan genuinely voel wanneer jy angstig is. En wanneer ek angstig is, dan voel Eli dit. En outomaties gaan dit mos nou, gaan hy ook meer angstig raak en so. So ek dink jy leer ook maar nou, wat werk, wat nie werk nie. En dit is wat dit dalk 'n bietjie makliker maak. As ek jou sin. vraag beantwoord. As jy dink aan waar jy nou is, en waar jy was, aan die begin van julle journey. Ja. Yes. Hoe was dit vir jou as hy 'n meltdown in die publiek kry? Jy weet, geraas van buite af is gewoonlik so hard, dat ons vergeet wat hier in ons onmiddellike aangaan. So jy tend om te vergeet, hier's 'n kind wat gecomfort moet word. Hier's 'n kind wat nou, mamma moet nou daar wees, my pa moet nou daar wees. Ja. Wat soms net 'n drukkie wil hê en die surety wil hê dat dit is okay. Maar dan is daar 'n tannie, 'n oom, wat staan en kyk in die winkel. en judge. Wat gaan met die presies. Dit is so maklik om te judge en 'n comment te gooi. Hoe was dit aan die begin? Ja, as ek gaan nou dat beantwoord, maar ek dink aan die begin met family gatherings. Ons vriende wat gekuier het. Ek het baie van my vriende en selfs van my familie. Ons is so 'n hele groep gewees wat in dieselfde jaar babatjies gekry het. So hulle is almal dieselfde ouderdom. Ja, sê ek nou die een spesifieke dag gaan ons nou na die braai toe en nou sit al die kindertjies daar. En die pa wys nou so 'n ding op die televisie van 'n leeu. En almal die kinders roar en hulle is excited en Eli sit net en hy is nie by nie en ek is nou roar en hy huil en hy is net hy vang wat nou hier aangaan, jy verstaan. En later speel hulle met die karretjies en almal is nou die kinders is broem en hy sal die karretjie in sy mond sit of hy sal nou die karretjies op mekaar pak. Hy speel nou net nie soos die ander kinders nie. En ek kom huis, ja, maar daai dag was so moeilik vir my, want ek moet myself nou net in toom hou, want my vriende moet nie sien, ek is oorweldig met dit wat my kind nie kan doen nie. En ek kom by die huis, en ek kon nou is het laat aand, en ek vat vir Eli, en ek vat 'n karretjie, en ek sit die karretjie in sy hand, en ek sê, this is how you play with a car, broem, 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 broem. Die hele tyd dat my man vir my verstaan, Ja. Want dit was vir my so erg dat ek wou net hê hy moet wees soos wat die ander kinders speel. Dat iets net neurotypies lyk. Verstaan? Dit is waar ek was. Ek het nou kom leer, ek moet my kind celebrate. Ek moet my kind sien vir wie hy is. En ek moet op sy pas beweeg. So as hy die karretjies stek, dan stek ons saam met hom die karretjies. En ons introduce die anders aan sy manier van hoe hy nou kies om met 'n karretjie te explore. Want dit is waaroor dit gaan. Hulle interpreteer, ervaar die wêreld op 'n hele ander wyse. Is dit verkeerd? Nee. As omdat ons stak in hierdie, ons wil mekaar in shapes en sit. Absoluut. En wie het gesê ons moet in 'n sirkel wees as ek nou 'n reghoek is? Ja. Verstaan jy? So jy sê societal norms het baie te doen met die feit dat jy die karretjie in sy hand gesit het en net wou hê ry net die karretjie, speel net, wys net vir my iets. Ja. Society sê vir ons 'n sekere ding en diep binne ons wil ons graag hê, jy weet jou kind is uniek, maar net vir daai aanvaarding, net vir daai behoort. Speel societal norms nog 'n verskriklike groot rol wanneer dit kom by autisme, veral in ons area. Definitief. Maar nie op my nie.
definitief en dit is hoekom baie mense in denial is. Baie mense, ek dink miskien nie noodwendig ook in denial is nie, maar wat net nie wil praat daaroor nie, wat nie openlik wil praat daaroor nie, van wat gaan mense sê? Nou gaan mense begin judge. Mense gaan sê, maar hoekom het hulle dan so 'n kind? Dit is nie goed En dat dis presies wat praat. mense sê. En dit is presies, ja. Ja, soos jy vroeër ook gesê het, die kind is vertraag. Die kind is mal, die kind is dit, die kind is daai. So maklik word daai opinies gevorm rond dit. Yes. En baie mense sal nie huiwer om dit vir jou te sê nie. Ek kon net daarin kom. Jy het nou vroeër gesê ek is baie wilkel. So ek het ook 'n baie sterk opinie oor dinge en as ek is nie bang om myself uit te spreek oor dinge nie. Nou as jy vir jouself uitspreek oor dinge, dan kan mens veel baie keer interpreteer as jy weet. So ek kry baie te doen waar baie mense vir my sal sê as omdat ek het al fisies gehoor hoe mense sê dat die feit dat ek wilkel is, dis hoekom ek so 'n kind het. Dis amper soos 'n straf. Verstaan jy? En dit is wat mense doen. Ja. Mense begin persoonlik raak. So ja, En dit is moeilik. moeilik. Dit is want jy dink nie net aan jouself nie. Jy dink aan jou kind. Ja. Jy dink aan jou gesin. Yes. Hoe reageer ek in die situasie? Want ek het op 'n punt gekom waar ek okay is met my kind se diagnose. Whatever I'm doing, doen ek in die beste belang van hom en my gesin. Yes. So as maklik om te sê ag ignoreer net. Maar wanneer jy die persoon is wat dit moet aanhoor, jy weet wat jou uitdagings elke dag is. Jy weet wat jou kind se challenges elke dag is. Jy weet die gesprekke wat agtertoe deure gehou word. Wanneer jou kinders slaap, wanneer jy nie jou man se ans net 'n bietjie rustig geraak. Jy alleen weet wat daar gebeur. So dit is nie so maklik om te sê laat hulle maar praat nie. Iewers vat dit aan jou. Definitief. Ek het 'n stadium gehad wat ek 'n breakdown gehad het. Waar dinge net waar ek in 'n baie donker plek was. Dinge was net 'n bietjie te veel vir my. En ons is geneig om te sê as ons mos nou uitreik vir hulp, dan word jy gesien as jy swak. En ek het besef dit is eintlik 'n strength Absoluut. om te kan besef dat jy het hulp nodig. Ons is heeltyd in 'n jy kom in 'n posisie waar jy heeltyd moet wat is die ding fight en flee en jy's heeltyd in high mode Jou en flight mode is. jou nee en dit raak too much. En nou moet jy nog al die ander dingetjies aanhoor en mense wat vir jou sê jy moet so maak, jy moet dit doen, jy moet dit doen. Sommige mense het my gesê as omdat jy jou kind uitgesmeer het in die tradisionele, dis hoekom sy koppie so pap is. Ja, maar in any case, so toe ek nou 'n sielkundige gaan sien en bietjie terapie geloop. En in my sessies het ek vir haar gevra dat is dit 'n straf wat God vir my gee? Ek het so baie vir die veld gedoen en hoekom het God dan vir my hierdie kind gegee, nie dat ek nie my kind lief of nie dat ek my kind lief Maar die vraag kom. Maar die vraag kom en ons het nou so aangegaan in die terapie sessies en omdat ek gelowig is, het sy vir my gesê, Conlin, God is 'n God van lig en liefde. Hy sê op punitive God nie. So net omdat jy nou iets verkeerd gedoen het, gaan hy nou vir jou sê, okay, nou gee ek vir jou die kind. Verstaan jy? Hy operate uit 'n space van lig en liefde en dit is waar ek begin anders kyk na my situasie. Ek het begin sien dat as God 'n God van lig en liefde is, moet daar hoop vir my situasie wees. En ek het besef dat hierdie hele journey van autism, dit is eintlik my roeping. Want ek het opvoedkundige gaan studeer en daar het ons geleer van baie gestremdhede en disorders en so voort. En my eerste skool wat ek begin teach het, was 'n special needs skool. Ek het by Ligstraat gaan skool hou. Ek het by district toe gaan werk waar ek autistiese eenhede begin het. So dit is my roeping. Maar net omdat dit my roeping is, wil ek sê dit gaan maklik wees nie. Ja. In jou donkerste tye het daar vir my purpose gekom.
So ja, wanneer om terug te kom na jou hele statement van wanneer mense dinge sê, that is part of the calling. En dis hoekom die Here vir my geseën het met 'n fantastiese man wat maar die trane moet vir afvee en you know. En ek glo dat ja, ek autisme het my kom leer om binne te wees, om te glo, om hoopvol te bly. En die Here seën my regtig met 'n strength wat beyond myself is. Soms as ek terugkyk op my journey, dan dink ek, ja, hoe het jy dit gemaak? So, daai klippe wat gegooi word, dit moet gebeur. Want ek glo dit is vir 'n greater purpose. In die oomblik is dit nie maklik nie. Maar ek voel daar's purpose in dit. Nou ek het 'n support groep waar ek ander ouers help wat kinders het met spesiale behoeftes. Jy gaan nie vir my vertrou as ek nie weet hoe dit voel nie. Absoluut. So ek moes deur daai harde tye gaan om hoop te bring. Verstaan jy? Ek glo net ek weier om vas te kyk in 'n diagnose. Ek weier om vas te kyk in autisme. Verstaan jy? Daar's vir my 'n groter prentjie in dit en ek kies om dit uit te leef. Verstaan? Baie keer is dit ook deur watter lens kyk jy dinge. As jy heeltyd gaan sien, dis baie dat die kind kan nie dit. Dan is dit wat jy ongelukkig gaan sien. Verstaan jy? Maar as jy kies, okay, dit is nou die challenge, dit is waarmee ons nou deel. Kom ons deel gou daarmee. Ja. Maar wat is die positiewe? Wat kan ons verstaan? Ek beloof vir jou dinge raak net makliker. En dis presies wat jy sê. Hanteerbaar. Ja, hanteerbaar. Ons is die tendensie om te fokus op alles wat negatief is. Yes. Not disregarding the fact that dis moeilik. Dis moeilik. Dis uitdagend. Jy Yes. weet nie wat vir jou wag die volgende dag nie. Maar soos jy sê, as jou mindset gaan wees negativity the whole time, Ja. gaan dinge vir jou so Definitief. verloop. En jy gaan in situasies kom waar jy nie regtig gaan weet wat jou kind nodig het in daai gegee tyd. ja. Jy het genoem ook en ons weet wanneer jou kind gediagnoseer is daar so baie goed wat gedoen moet word, in plek gesit moet word. Jy kry jou sielkundiges, jou arbeidsterapeute, medikasie en alles wat volg. En dan is my vraag altyd, wat van die ouers? Wat is in plek vir daai mamma, vir daai pappa wat nou die bom was nou basically gebars op jou. Jy weet nie is die helfte van die terme wat hulle gebruik nie. Want sommige keer sit jy in 'n dokter se spreekkamer en hulle praat en sê vroeër gesê het is jy blok letterlik als en ons verstaan ook soms dat jy nie regtig die tyd noodwendig het om die mamma en die pappa te reassure that you will be okay as a journey. Maar soms wil mense net 'n bietjie empathy. Jy wil net 'n klein bietjie, gee my net vir 'n sekonde, net 'n bietjie hoop. En ek dink wanneer jy werk in 'n sekere veld, is dit presies wat jy vir die persoon aan die ander kant moet gee. So ek sê ek vra altyd wat is in plek vir die ouers en ek is bly jy noem dit. Want ek het al met 'n paar mense te doen gehad en Daar is net soos die battle met skole. ja. Daar was 'n tyd wat Eli wat ons verskriklik gesukkel het met skoling. Waar hy nie in 'n skool kon wees, so ons moet vir hom homeschool. En in hierdie tyd dan so ek is neurodiverse getrain, so ek het tutors ingekry wat nou met hom kan werk want ek moes nog werk. Ja. En my man moet werk. En ons het 'n au pair gehad wat ingeslaap het. En jy kan mos nou dink dat dit nou was baie costly. Financial implications, ja. Ja, is verskriklik. Maar in daai tyd nê, het my kind baie suksesse bereik omdat hy mos nou hierdie intensiewe aandag gekry het. En ek het altyd hierdie droom dat ek 'n skooltjie wil begin of my eie skooltjie wil hê eendag waar ek nie vir 'n mamma hoef weg te wys dat jou kind nie geakkommodeer kan word nie. En ons het toe 'n gedeelte van ons huis aangepas nou vir sy behoeftes, moes nou soos 'n skool opset laat hy kan weet as hy in hierdie area gaan, dan is dit nou 'n skoolomgewing, hy moet nou leer.
En ja, soos in hy tyd het hierdie droom by my ontstaan dat ek wens ek kan soos kinders my hele huis omskep in 'n tipe van 'n soos 'n crash, nie 'n crashie maar 'n dagsorg tipe ding waar jy dalk oor naweke jou kind kan inboek of vir tydjies net om hy space vir die ouer te gee om net ook te wees van jy so geoorweldig met al die rolle en dit wat terapie soos jy nou net gesê het wat jy moet tick off dat jy soms kan vergeet van dat jouself. jy is ook nog mens, daar's 'n huwelik. Verstaan jy? So en soms het mense nie daai village waar hulle die kind by kan gaan se of ja, neem. So hier is nêrens in ons omgewing 'n plek waar jy jou kind kan gaan inboek. Of you know, ja, of net 'n nasorg of ietsie. So dit is regtig 'n groot need. Want om jou kind ook te los by iemand, moet jy daai persoon train rondom jou kind. En almal is nie so oop daarvoor nie. Ja. So dit is staf. Ek en my man doen our dates. Ons is bevoorreg om nou, my tannie is by ons so. Sy het haar werk gelos om nou, om vir ons te kom help met hom. Ja. So almal het nie dit en ek is baie dankbaar daarvoor. So dan gaan ek en hy vir soos 'n uur net weg en dan gaan drink ons nou koffie of iets. En in 'n uur praat ons nog nie oor die kinders nie. Ons check net in op mekaar. En 'n uur klink min, maar ja, Dit beteken baie en dit beteken help. baie. En dit is soms al wat 'n mens net nodig En het, dit is want soms- jy vergeet van jouself. Ja, Jy vergeet van jou partner yes, en jy vergeet van jou huwelik. ja. So ek wil nou graag vir jou vra. In die situasie waarin jy is en alles wat gedoen moet word, die versorging van beide julle kinders, moet dit seker 'n bietjie stremming op die huwelik plaas. En noodwendig in 'n negatiewe manier, maar om alles te juggle tussen julle Yes, twee. yes. Jy het nou genoem jou tannie is gelukkig om jou tannie se support te hê, maar dinge raak soms so veel Ja. dat is maklik om die frustrasie daai kant toe te laat gaan. Ja. So hoe manage jy hulle buite in die uurtyd? So, ek is seker die uur doen wonders. Ja, het kan tafrak, ja, definitief. Ons gaan nou nie leens rondom dit vertel nie, want soms is jy so moeg van alles dat as dit in die aand kom, dan wil jy net daai stilte hê. Maar net soos wat jy me time moet prioritize, moet jy Absoluut. jou huwelik prioritize, want op die einde van die dag is dit ons eerste. Weer eens die liewe Here het my regtig geseën met 'n baie supportive partner. Ek is baie meer vocal, hy's 'n introvert, so ja, maar hy's my strength. Wanneer dit moeilik raak, dan het ons is baie oop met mekaar. Ek en hy sal sê dit is bietjie te veel nou. So wanneer dit te veel is vir hom, hy hou van sport. So dan laat ek hom toe om sy sport te kyk, net om sy koppie bietjie vol te maak en so. En wanneer dit te veel is vir my, ek is oor 'n girls tyd. So dan laat hy vir my toe om dit te doen. Sodat ons ook net weer 'n bietjie heel kan raak, verstaan? Nou so 'n paar naweke terug het ons vir die eerste keer in 9 jaar het ons as 'n koppel vir een aand weggegaan. Ja, en dit het ook gekom. Hoe moeilik was Ja, dit? het was letterlik, ek sal vir jou jokkie, letterlik die aand voor die tyd wou ek cancel. Van daai skuldgevoel en dis 'n skuldgevoel wat ons self ook op ons bring. Ja. Ja. Hoe los jy nou jou kind by iemand anders? iemand Gaan hulle anders. okay wees? Ja, as jy nie nou selfsugtig is watsoever. Maar jy in daai date wat ons gehad het, jy besef jy mis jou partner. Jy mis net gou net lovers te wees. Ja. So ek weet jou huwelik moet altyd eers wees. Maar dit is regtig iets in so 'n situasie wat jy moet prioritiseer. Jy moet dates dit is ons reality. Dis iets wat net sommer gebeur het. Ja. Ons moet dates uitsit. Verstaan jy? Ja. Ons moet as ons
voel jy ons is nou bietjie dat is nou 'n bietjie stilte, moet ek en hy gereeld incheck, ons is nou bietjie te stil, kom ons moet 'n bietjie praat, ons moet 'n bietjie 'n vergaderingkie, Ja. you know, ons het geleer dat ons moet kommunikeer. Daai silent treatments, dit werk nie. Dit werk nie in ons konsep, in ons konteks hè. So ja. En net soos jy sê, net om jou koppie 'n bietjie te val, you know, ek sê altyd you can't pour from an empty cup. En as jy vir iemand wil gee, moet daar iets wees om te gee. Net om mekaar weer te vind. Want iewers moet daar 'n balans wees en soms is dit presies wat dit is. Die man en die vrou is bied daai balans vir mekaar. Kan jy advocate namens jou seun, namens jou familie. Ek glo kan jy praat namens die mamas wat nog nie die courage het en ons weet van baie mense wat nog nie bereid is om te sê my kind is gediagnoseer. And that's okay. It's okay. Juist omdat dit so baie die stigma nog so groot is of omdat die onkunde wil ek amper sê nog so groot is. Hoe moeilik is dit? Nie moeilik nie, maar die balans wat jy moet kry om, you know, die regte inligting, die advocacy buite te kry, want jy maak jouself so oop. Ja, dit is wat gebeur, ja. As 'n mamma jy het 'n platform. Ja, jy maak jou lewe basies op, want jy wil graag iemand educate daar buite. Maar at the same time, jy's kwesbaar. Yes. En mense sien miskien jou smile op TikTok en hulle sien, wow, you're amazing, maar in die moment wat jy die video's maak, die advocacy doen, is dit veel maklik? Is dit veel moeilik? Dit is moeilik. Het is verskriklik moeilik. Toe ek nou hierdie journey begin, moes ek obviously eers met my man daaroor praat. Ja. Wat vir my geplaar het is, soos ek vroeër gesê het, is dat mense regtig net so oningelig is en ons nou net sal uitlatings maak en die hulp en ja, en ek wou, soos ek jou vroeër gesê het, wou net hoop bring en dit is hoekom ek moes nou die journey begin. So ek het met my man hieroor gepraat, want jy wys mos nou als. Ja. Jy stel jou hele familie bloot en jy weet wat jy gee, maar jy weet nie wie is die ontvanger, yes. Verstaan jy? So dit was staf vir my. Dit is, alhoewel baie mense weet, ek het 'n kind op die spektrum, baie mense weet miskien nie, dat hy nog op doeke was nie, of dat hy non-verbal is nie, of die severity van sy diagnosis, verstaan jy? En jy voel 'n tipe way. Jy wil hê mense moet veel bejammer hê. Ek dink dis die laaste ding wat iemand wil hê. En soms is dit presies wat mense veel en gee. Dit is dat shame. Yes, ek haat hy woord shame. Ek kan dit nie hanteer nie. Ja, maar dit kom so maklik vir iemand om te sê, hoe doen jy dit? Om te vra hoe doen jy dit is een ding, maar om te sê ay jene Konlin. Die hoe doen jy dit? Dis fyn. Dit is maar hy jene shame man. Ek kan dit nie hanteer nie. Van my situasie is nie shame. Verstaan jy? Ek wil nie bejammer wees nie. Ek wil vir jou educate, ek wil vir jou wys. Verstaan, sodat jy kan verstaan dat ons was eendag in 'n restaurant en toe Eli nou besig om te speel nou in die speelarea. En die man staan letterlik, hy staar soos dit sê my kind. Dat ek later ongemaklik gevoel het. En hy vra nou hoekom is hy aan so? Wow. So sulke uitlatings, verstaan jy? So, selfs met die platform, of met die content wat ek daar buite sit. Baie mense comment nie necessarily op my post, maar ek kry klomp inbox boodskappe van mense wat hulp vra. En dan sê ek vir myself, dit is die moeite werd. Absoluut. Om daai exposed te word. As jy een persoon kan help, of kan help, ja, then you've served your purpose. Definitief. En ek wil die realness wys van die journey. Verstaan jy? En ook om 'n plek, 'n regverdige plek vir my kind te kry. Die oulikste ding is as ons nou checkers toe gaan of okay toe gaan. Dan praat die mense met Eli, hallo Eli, of hulle sê baie mense is nou wys dat hulle baie meer understanding is.
So dit maak dit ook in 'n mate vir ons ook 'n bietjie makliker. Verstaan, daar's wat die hele ding van hoe jy actually mense educate. Want mense gaan nou 2 keer dink om iets te sê of om, you know? Daar's altyd 'n misconception wanneer dit by enige iets in die lewe kom. As hy een ding is rondom autisme wat mense verkeerd kry. Die een ding wat ek sou sê is mense kan ek 2 goedjies sê. Jy mag. Die een ding is omdat en dit is nou reg oor die bode vlak 1 2 3. Net omdat hulle anders die wêreld interpreteer. En dit lyk baie keer hulle hoor nie vir jou nie. Hulle hoor presies alles. Absoluut. En hulle voel dit. Hulle wys dit net op 'n ander manier. En die een ding wat mense verkeerd het is dat kinders op die spektrum kan nie voel nie. Hulle kan nie liefde wys nie. Hulle kan. Daar is so 'n groot myth rondom dit. En ek ervaar dit met my seun. Ek het nog nooit die woorde I love you gehoor nie. Maar jy voel dit. Ek voel dit. Ek voel dit so diep. En dit is wat my dra. So ja. Sê gou vir my en ek dink jy het ook so pas geraak aan. Wat is van die goed wat hy doen wat jou hart as 'n ma raak? So hy het altyd hierdie ding. Hy sal my kom vat in my gesig. Hy maak dit. Ag moeder. Dit is altyd net so baie 'n home feeling wat dit vir my bring. En dan het hy hierdie mannerisms of goedjies wat hy doen wat so sien dat jy vir hom lag, maar hy het 'n manier om ons almal te laat lag ook in die huis en vir hoe hy homself nou sal uitdruk. As jy vir alle moeilike dae gehad het, nou sien jy nou vir hom wat toe net 'n dingetjie sal doen hy jou van brille. So hy sit hy nou die brille verkeerd om. Hy sit hy nou so 'n manier. So dis alles vir my so cute van hom, né? Ja, hy's 'n voeler. Hy voel diep. So hy hou van hom sy broertjie drukkies te gee. En dis hoekom ek altyd sê dat die een taal wat ons almal verstaan is die taal van liefde. Sure. Okay. Sê vir my. Wat dink jy hoe kan ons society en dit is ek dink dit is elke ma se hartsbegeerte wanneer jy 'n kind op die spektrum het. Of wanneer jou kind gediagnoseer is, hoe kan ons society op 'n punt kry waar hulle 'n kind wat op die spektrum is, of 'n kind wat gediagnoseer is met autisme. Ek wil nie sê aanvaar nie, maar vir hulle regverdige plek binne die skool, binne die gemeenskap, binne die kerk, waar ook al. Jy het verwys na die persoon wat letterlik na jou kind gestaar het. En natuurlik voel jy as ouers some sort of way, want dit is jou kind. Jy moet die kind beskerm. Maar sit met 'n society met oogkleppe op wat nie die aanvaarding noodwendig toon nie. Is dit iets waar ons nog ver by is? Waar society daai aanvaarding toon? Vir my is dit eerste van ek wil nie die diagnose en ek wil nie 'n label op enige persoon sit nie. Van die label of die diagnose is net daar vir my om my kind beter te kan ondersteun. Okay, maar hy is 'n mens. Absoluut. En vir my kom dit dat jy moet iemand anders hanteer soos wat jy gehanteer wil word. So niemand van ons hou van om gestel te word of om 'n label te kry of ietsie. So ek voel dit is waar ons moet begin. Ons moet begin om mekaar te kyk met sagte oë. Minder te oordeel. Verstaan vir jou altyd wanneer jy mos nou sien iets is anders of as jy iets anders ervaar in enige situasie. Dan moet jy mos vir jouself nou sê, kom ek raak gou eers kom ek wees nie so vinnig om te oordeel nie. En dit is waar die groot ding inkom. Ons oordeel so vinnig. Ja. Verstaan jy? In steede van oordeel en sê die mamma moet dit doen of jy moet die kind baie keer sê mense mos nou jy moenie die kind so baie skreen gee nie of jy moenie die kind dit nie of vra liewers hoe kan ek help? Ja. Verstaan jy? Ons vra so min hoe ons kan help. Maar soos vinnig om te oordeel.
ons is vinnig om te oordeel. En dit is, baie mense kom nou eintlik maar uit, of baie mense word gediagnoseer met autisme. Ek bedoel, baie van ons colleagues, is nie net iets wat kind wat in 'n spesiale skool is of so nie. Dit is so algemeen, verstaan jy? So ek voel net dat ons as society moet op onsself eers in onsself werk. En te besef dat ons moet mense hanteer soos wat ons graag hanteer wil word. Ek sê altyd as iemand my praat oor ek luister nie na woorde, ek hoor jou hart. Ek luister letterlik na iemand se hart en ek hoor jou hart se begeerte. Nie net vir jou en jou gesin nie, maar vir die gemeenskap daar buite. So dat dit moeilik is, Kanlyn. Dit is 'n dagend. Ja, verskriklik. Jy weet nie wat, soos ek vroeër gesê het, jy weet nie wat vandag wat môre gebeur. Soos byvoorbeeld trusting the process. Ja, trusting the process. Dit is uitdagend. Hy's op doek, hy's 9 jaar oud, so jy kan vir jouself dink hoe challenging dit kan wees. Jy gaan na 'n mall toe. Daar is 'n badkamer vir 'n kind, vir 9 jaar kind om te change. Verstaan jy? Jy loop in winkelsentrums en skielik kry die kind 'n meltdown van dit is te veel inputs wat nou hier is. Jy weet nie wat om te doen nie, is uitdagend. Verstaan jy? Jy prepare jouself om na 'n familiefunksie toe te gaan. Jy weet nie wat daar gaan gebeur nie. Verstaan? So dit is moeilik. Dit is uitdagend. Maar ons tackle dit soos wat dit kom. Dit is net my approach. Ja. Ek dink as ek jou nou beantwoord. Jy 100%. Ek dink die uitdaging is buite ook. Soos jy nou genoem het, jy kry jou badkamer in die mall byvoorbeeld, wat vir 'n mamma en 'n baba is. Ja. Al gaan som van ons ook so nou en dan in die badkamer in, maar die moet jy deur ooppak en iemand staan aan die agterkant en dan kry jy die kykke. Ja. So ek dink daar's baie goed wat nog nie so lekker in plek is. En dis presies dit. Ja, en selfs by mainstream skole. Die inclusivity, daar's baie goed in terme van autisme wat nog in plek gesit moet word om die kind net 'n bietjie te vergemaklik binne in die stelsel. Yes, ek voel veral soos goed wat ons as gemeenskap en ons skoolgemeenskap kan doen. Ons nodig intensive training. En nie net by spesiale skole nie, mainstream skole ook. Verstaan, ons het nou die fasiliteerders maar dit kom nie tot sy reg nie. Ek was nou in die vakansie by 'n kursus en die onderwyser probeer verduidelik van die kind in die klas in. Nou kom ek agter die kind moet op die spektrum wees, maar die onderwyser gebruik die woorde. Die kind is letterlik siek in sy kop. Wow. Dit is die woorde, so dit is mense in education. En vir my dis 'n lek, wie daai onderwyser geval? Hy homself of die system waarin hy is. Want dis duidelik dat hy nog nie getrein is in dit. Verstaan, maar dit is so iets wat nou al hoe meer voor 'n dag kom. Maar sou jy ma van 'n kind wees op die spektrum, sou jou woordkeuse nog altyd in 'n professionele setting dieselfde gewees het? Nee. Presies. So alles gaan oor education, wherever watter rigting jy ook is dit belangrik om jouself te educate. So as jy 'n onderwyser is, dan is ek van mening as 'n maatskaplike werker dat jy jou gaan educate met die nodige kundigheid. Want jy weet nie wat 'n kind 2026 in jou klaskamer instap. Sommige skole is meer bevoordeel om die hulpbronne hier te hê. Die majority van ons skole is nie so bevoordeel nie. So ons weet die financial implications, maar wat van daai ouers wat nie 'n arbeidsterapeut kan bekostig nie? Wat van die ouers wat nie 'n neurologiese pediater kan bekostig nie? Want soms moet jy na die neurologiese pediater toe gaan, nie na 'n gewone pediater wat jou kind weer deur 'n toets moet vat, wat moet kyk vir weertjie medikasie, verstaan? So
gaan dit oor net 'n bietjie education. Jy is nou al wel bekend met die Terme. ek wil sê die terme en die stelsel en wat is beskikbaar in terme van medical aid nie medies hier in die Drakensberg area. Ek weet die resources is baie limited. Ons moet soms Kaap toe gaan om 'n dokter te gaan sien. Ek is self in 'n situasie en ek het mediese fonds, maar dis so baie keer wat hulle vir jou sê jou medies is uitgeput. So ek het regtig die roete gevat van die staatshospitaal. En jy het iewers 'n post gemaak. Yes. En ek dink jy het baie vrae gekry want Ja. wat maak jy as onderwyser in 'n staatshospitaal? Ja, en natuurlik die judgment ook mos nou, né? Natuurlik ja, En want dis wat ek jou sê, ek is nou al sterker. ja, daar sal altyd, maar wat ek dink wat mense uit die oog het ook verloor is baie van die dokters wat praktiseer by ons privaat hospitale. Praktiseer by. Ek kan honestly, ek het by die staatshospitaal het hulle agtergekom my kind het 'n groei-inperking van hy kry te veel kortison. Ek het altyd ek loop nog private ook, maar ek het die medikasie gekry by die privaat dokter. En toe die eerste keer toe ek gaan na die staatshospitaal toe kom hulle agter my kind het 'n groei-inperking. Verstaan jy? Ja. Die resources wat die spesialis vir my daai dag gegee het, met wie ek kan netwerk, het ek nog nooit gekry. Nou ek praat nie sleg van privaat persoon. Dit As is jou my experience, ervaring. ja. Verstaan jy? So dis hoekom sê ek ons het ook self die stigmas aan goedjies van hulle alles oversubscribe en ja. jy gaan langs sit Ja. en ja, jy sit 'n tydjie, maar dis Doe dit maar is snacks maar oral lank. inpakken. Ja, ek bedoel soos die medikasie, as die staatshospitale die medikasie kan gee nie, dan gee hulle ander voorskrifte soos wat ek nog steeds private. So 'n mens, die spesialiste, ons het regtig soos 'n discussion oor my kind, oor elke area van sy funksionering. Soos daar kom die hart en toetse of whatever, hulle nou die vooraf toetse, toe nie suster, wanneer jy by die dokter kom, is dit net waar ons praat oor die kind. Ja. En daar het ek geleer oor sekere grants wat jy kan kry. Daar het ek geleer hoe dat jy byvoorbeeld met jou teks kan jy soos die doeke, terapies en sulke goedjies kan jy terugklaim. Skoolfooie. Verstaan jy? Ja. Wat ek nooit by privaat Was daar nooit daai bespreking gewees? ja. Ek het byvoorbeeld soos spraakterapie en arbeidsterapie, ek moes nou privaat. Maar ek het verwysings gekry deur die staatshospitaal ook na terapeute toe. Hy is nou in 'n skooltjie, so hy kry hierdie terapie ook. So ons loop nou nie staatshospitaal met dit nie. Maar verstaan jy? So en ek het 'n hele supportgroep daar waar baie by Rooikruis is, lentegeer is en hulle praat ook met lof. Daar's obviously mos maar nou, almal se Sal ervaring altyd gaan wees. nie dieselfde wees Ja. nie. Maar ek praat genuine net uit my eie ervaring. En dis al wat 'n mens kan doen. Ja. Ek bedoel as jy advies gee om te sê dit was my Ja. experience. Yes. Joune mag dalk anders wees, dit mag dalk anders lyk. Yes. Maar dit is wat ek genuinely geërvaar. Ek dink jy het vinnig geraak in die grants en die tax byvoorbeeld. En dis goed wat baie mense nie weet nie. Maar dit kom daarby educate yourself. Jy hoor dit nou. Gaan doen navraag, praat met jou dokter, vra. Ja. Watter grants is daar Ja. beskikbaar? Wat is support is daar? Yes. En as 'n mens nou praat van support, jy het gesê jou support netwerk en ek dink sonder ondersteuning is 'n mens maar niks, né? Ja, definitief. Hoe belangrik sal jy sê is 'n goeie, gesonde ondersteuningsnetwerk? Want sommige kere het jy support, maar as daar nog mense binne hy structure Support, ja. wat vir jou sê, maar hoe doen jy dit? Kan jy nie liewer dit gedoen het nie? Ja. En ek glo elke ouer gaan binne sy reg doen wat in die beste belang van hul kind is. Kind is, ja. So
as 'n support, gesonde struktuur Ja, oor belangrik? jare het ons ook om leer om ons sirkeltjie maar baie klein te hou. Want jy moet jou gesin beskerm, jy moet jou kind beskerm, kinders beskerm. Sommige mense kom ook in die support, soos wat jy nog gesê het, om te wil sê, dit wil judge. Ook om, ek het geërvaar dat som mense lyk asof hulle supportive is en hulle verstaan nou die hele ding. Maar dit is net soms om te wys hulle is nou nie judgmental whatsoever nie. So ek bid altyd en ek vra vir die Here om vir my te seën met 'n gees van onderskeiding. En dit is wat ek kry van hom. Maar ek dink jou kind gaan jou ook help in My daai kind situasie, help, my because- kind het my Ja. ja, hy help my verskriklik uit my al baie van Ja. tevore gehelp met dit. So ons is baie, ek is 'n baie oop mens en so, maar wanneer ek my inner circle, ek is baie baie sensitief en baie kieskeurig oor dit. Ek het 'n wonderlike my familie en so, maar ook met dit moet jy ook baie sensitief en versigtig wees, verstaan, met alle respek gesê. Ja, so 'n goeie support is baie belangrik, want jy kan dit op jou eie doen nie. Maar soms kan support 'n heel vreemdeling wees. Ja. Ja. En 'n mens dink soms dit moet net dit moet iemand familie aan jou Wees en nie noodwendig nie. Dat kan in 'n dokter se spreekkamer gebruik waar jy relate met iemand of 'n random person in 'n winkel en dan voel jy net 'n bietjie ligter. En dit is soms wat 'n mens wil hê. Dan kan jy weer move. Hopes and dreams, wat is jou hoop vir jou seun? Ek sou baie graag eendag wou hoor hy sê, mamma. Ek sou baie graag wil hê hy moet onafhanklik wees in die sin van self-help skills, om homself te kan aantrek, om homself die toilet te kan gebruik. Ek het die drama soos my kind met 'n dokter wees of enigiets. Ja. Ek sal net wil hê hy moet 'n bietjie meer onafhanklik wees. En dat mense vir hom sal sien vir wie hy is en die liefde kry wat hy nodig het. Een van my grootste vrese is altyd wat gaan word van hom as ek en sy pa nie die dag daar is. Want ons sit baie in hom, maar die realiteit is ons woon in 'n wêreld wat mense nog nie daar is nie. So ek bid altyd, Here, spaar my nog net lang genoeg om nog te journey saam met my kind. So dis een van die grootste drome vir Eli. My droom is dat ek eendag, soos ek jou gesê het, 'n skool of iets kan net daar begin. As ek vir hom kan leer om in die tuin te werk, om die grasies uit te trek. En dan sal dit iets wees wat hy kan doen in hierdie skool wat ek begin. So ek kan 'n job kry vir hom. You know what I'm saying? Ja. Ja. Conlin, ons sit nou hierso en jy het sopas jou hoop en jou droom vir ons gegee. En ek hoop dat 'n mamma, dat 'n pa, dat familie daar buite wat net 'n bietjie hoop kry van wat jy met ons gedeel het nou. Ek weet die journey like altyd dieselfde net like altyd so lekker soms en sommige keer is dit net soos hoekom. Ja. Maar dan vind jy weer jou purpose en dan word jy remind aan die blessing wat voor jou is. Ja. Dat die Here jou geseën het met hierdie kind. Yes. En ek is altyd iemand wat glo aan 'n greater purpose. A greater There's purpose. always a greater purpose. Die Here sal nooit iets onregverdig laat geskied hê. En ek weet dit vat tyd om daar te kom, maar ek het vroeër gesê ek hoor jou hart en ek hoop, my hoop is dat
die wat sal luister, dat daar een mamma is, een onderwyser is, een tannie is, wat vandag jou hart gehoor het. En ek wil net sê, Zenobia, as ek net nog vandag kan inkom, ek voel dat dit tyd geraak vir ons as ouers met kinders met spesiale behoeftes om 'n harder voice te raak, om te begin veg vir gelyke regte, Absoluut. te begin veg vir resources, te begin veg vir skole, of, ek dink dat dit regtig tyd geraak, dat ons begin opstaan, en ook begin geraas maak. Ja, geraas maak vir die regte, vir die regte redes, vir die redes. regte doeleindes, want dit is 'n absolute groot behoefte in ons area. Ouers weet nie waarheen om te gaan nie. Hulle weet Jy loop die risiko om jou kind in Woester by Langerig valkuil te gaan sit. Hoe stuur ek my kind na 'n vreemde dorp? Die kind moet hostel toe gaan byvoorbeeld. It's not likely to happen. So wat is, soos jy sê, harder geleide vir 'n beter uitkoms. Definitief. En dit is ultimately wat ons wil hê. En jy is daar, jy maak al reeds jou geleide. So ek hoop regtig dat mense saam met jou sal journey. Ek hoop so. Ons na hierdie episode kan ons net hoop dat daar mamas, nie net mamas is, dat daar familie is wat regtig sal sê, ons sien die struggle, ons sien die challenges. We just want to support. Ja. Jy hoef nie 'n kind op die spektrum te hê nie. Nee. En dit is absoluut net om die bewusmaking daar buite te kry, om te ondersteun vir daai ma wat regtig nie meer kan nie, vir daai ma wat nie 'n support system het nie. Yes. Dit is my hartse begeerte ook vandag, dat mense sal uitreik om te sê, you know what, we are here to support. Ons weet nie hoe nie, maar sê vir ons whatever the need is. En ek hoop, en ek bid, en ek sal saam met jou bid, vir binne die volgende paar jaar, dat jou droom kan verwesenlik. Claim dit. Ons sit dit daar buite, en ons as dit, if it's meant to be, dan sal dit geskied. That's true. Is daar nog 'n laaste boodskap wat jy vir 'n koppel daar buite wil gee? Ja. Vir mense wat voel, ek kan nie meer nie. Ek dink daar's soveel mense wat nie weet watter kant toe nie, wat regtig oorweldig is. 'n boodskap van motivering vir daai persone daar buite. Ek wil sê dat sê altyd dat vir 'n ouer veral met 'n kind met ander behoeftes, spesiale behoeftes. Jou kind is jou fout nie. Jou kind is nie daar's niks verkeerd met jou kind nie. Jou kind het 'n ander manier van dinge doen, 'n ander manier van die lewe interpreteer. Jy's gekies om die ouer te wees vir daai kind met 'n doel. So moenie probeer om jou kind te fix nie. Dit gaan vir jou frustreer, dit gaan jou kind frustreer. En wanneer hy afdaag kom, dit is okay. Maar moet nooit hoop verloor nie. Daag altyd op vir jou kind. En jou kind se andersheid dra waarde, het dra 'n doel, en het dra 'n groter purpose, as wat jy ooit sal besef. En jou kind is mooi. Absoluut. Net soos hy daar is. We are the chosen ones. En daar's dit baie duidelik vir ons, nee. Net 'n laaste ding, né? As mense autism hoor en hulle hoor Elijah, wat is die gedagte wat jy wil hê by mense moet opkom? Hoop. ek het jou vroeër gesê, toe ek nou na die foto's kyk, toe sien ek, kyk die transformasie van waar ons was, en waar ons nou is. So ek wil, en dit bring vir my ook hoop, die feit dat hy nou na 'n foto kyk en kan smile. Ja. So wanneer mense Elijah se naam hoor, dan moet hulle hoop kry. Hulle moet weet dat autisme is nie die einde nie. Dat daar iets mooier is. En ek weet, Eli se storie is nog nie klaar nie. Only but the beginning. Only but the beginning. Conlin, jy het baie emosies vandag kom losmaak, maar ek dink ook jy gee vir so baie mamas
nuwe waardering vir die woord mamma. Ek dink jy aanvaar sekere dinge so vanselfsprekend, maar dan kry jy iemand wat regtig 'n ankering het aan sekere goed, aan sekere mylpale. Ek wil vir jou dankie sê, baie dankie uit die diepte van my hart dat jy vandag so kwesbaar kom wees het en kom raak het voor ons en dat jy jou journey, mense moet dit besef, dat elke persoon se journey is uniek. Twee persone se journey gaan nie dieselfde lyk hê. Van my kant af wil ek vir jou sê baie sterkte. Dankie. Met jou drome Baie en jou dankie. hoop. En ek glo dat dinge tot in vervulling gaan kom vir jou en vir jou gesin. Baie dankie. Kan ons vir Eli Ons kan kan Eli vir hallo kom sê? Eli kan hallo sê voor ons dan nou die episode gaan afsluit. Twitter. En dan natuurlik wil ons 'n nog 'n belangrike gas. Sy naam was nou al so baie genoem. Net welkom hier by sy mamma en hy het natuurlik sy gunsteling toy by hom. Kan ek dit kry? Oh, thank you. Nou sien jy? En dit is wat ons kom ons vandag ons raak gou net in dit Kanlyn. Jy het vroeër gepraat van nie-verbaal en mense wat die tendensie het om te glo dat hulle nie kan voel en wat het nou gebeur hierso. Ja, nie-verbaal is net hy het nie gesproke taal nie, maar hy kan kommunikeer. Absoluut. Hy kommunikeer nou met jou. Ja. En dit is wat dit is. Om net die persoon te ontmoet waar hy is. Ek dink soos baie keer as ons by die familie is en die kinders speel daarso, hulle verstaan ook nie altyd vir Eli nie. Maar met tyd het hulle kom leer die manier hoe ons vir hom hanteer. Kyk hulle en hulle hanteer ook vir hom in dieselfde manier in. En hulle mirror die behavior. Hulle mirror die behavior, ja. So kommunikasie is so 'n powerful tool. Ja. Dat jy moet kommunikeer en sê, ons weet nou nie hoekom ek dit doen nie, maar kom ons probeer dit. Of verstaan jy, as hy iets doen wat verkeerd is, dan sê ons nou Elijah. Kom dan. Hy is heel okay. So jy sê dit is ouers se verantwoordelikheid om nie net hulle self te educate nie, maar ook om, want ons weet hoe gaan dit op die skole. Al jonger raak kinders bullies, hulle sê soms net die ding because hulle verstaan nie noodwendig nie. Ja. So jy sê dis iets wat ons graag wil hê moet in die huis begin waar ouers net vir hulle kinders sê, almal is dieselfde, almal se gedrag is dieselfde nie. Almal se manier van sien en doen is nie dieselfde nie. So kom ons allow the person to be en probeer om te understand. Ja, ek dink dit is iets wat ons nogals kan doen en wat baie sal help as ouers hulle kinders educate rondom die feit dat almal verskillend is. Ja. Jy sal sien hy stem nou nie, hy doen die ding. En baie mense kinders sal vra why do we do that? Verstaan? So om vir kinders te educate rondom dit dat ons kry verskillende kinders. Sommige kinders kommunikeer anders. Eli gebruik die woorde nie, maar Eli gebruik sy handjies. Wanneer Eli as die geraas te veel is of as dingetjies gebeur wat formaatseer maak. Jy weet hoe jy voel as jy hartseer is, né? En jy kan uitding gee aan jy kan uitding gee, dan huil jy. So wanneer hy hartseer is of wanneer hy bang voel, dan is dit wanneer hy miskien sy handjies vra. Dis niks verkeerd nie, dis maar net sy manier om dinge te doen. So ons kan as ouers met ons kinders kommunikeer op die vlak waar hulle is. Ja. Verstaan? En vir hulle ook aware maak daar rondom. Baie van my vriende se kinders weet nou al om vir Eli te hanteer en hulle sal dit aan my kommunikeer. Eli het nou dit gedoen of Eli doen dit. En dis die beauty. Kinders is soms hulle kan bullies wees en so, maar hulle het 'n genuine mooiheid ook in hulle in. Dis baie keer ons as ouers wat hy bully gedrag en dit op hulle projek, né? Maar ek glo 'n kind het 'n mooi in hom.
en hulle Ja. pas aan. En dis kom kommunikasie belangrik is. waar Dis kom daar kommunikasie gekommunikeer word belangrik, ja. met 'n kind. Elijah is absolute gem, hy is pragtig. Ek maak jy eintjies. Hy is pragtig en ek is baie happy want ons het nou gesê en hy smile met my julle. Dit is regtig absolute riem onder die hart kan en ek wil vir jou weer eens baie dankie sê dat jy vir Elijah ook vandag hier het en ek dink ons auras praat mooi met hom. Ja, So hy's baie rustig. Ja, hy wil nou net sy teddy, dit was nog genoeg geweest. So sy teddy wil hy nou terug hê. Ons het aan die einde gekom van nog 'n episode van Coffee Crisis and Conversations. My hoop natuurlik is dat daar iemand daar buite is wat vandag 'n bietjie hoop gekry het. 'n mamma wat voel sy kan nie meer nie, 'n pa wat voel dinge raak net te veel. Die belangrikheid is natuurlik om te kyk na jouself, om seker te maak jou koppie is vol, om seker te maak dat jy kyk na jouself en dat dit nie selfsugtig is noodwendig om 'n tyd uit te vat en net seker te maak dat die partye wat moet gee vir hierdie kinders se beker gevul is. Baie dankie.